Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers se woordbediening en erediens. Ons gaan vanmôre saam lees uit Kolossense 4 van vers 2 tot 6 en dat ons gebed werklik doelgerig moet wees, maar dat ons gebed ons ook waaksaam maak. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Heilig, heilig, heilig is U, Here, ons God. Van ewigheid af is U die onveranderlike God wat genadig, barmhartig en getrou U beloftes van ewige liefde en trou aan ons, U kinders, nakom. En U doen dit in Christus, in 'n innige vader-kind verhouding waar daar volmaakte vrede is en waar ons U volmaakte liefde kan ken, kan beleef. En dit net in Hom, ons verlosser. Vader, ons bely ons eie liefdeloosheid teenoor U, dat ons opstandig is en dat ons daagliks so maklik leef en dinge doen asof U nie God is nie, asof U nie heilig is nie, asof U nie elke oomblik van die dag by ons is nie. Ons bely dit. Ons bely ook ons eie liefdeloosheid teenoor mekaar en ons naaste. Vader, vergewe ons sondes om Christus ontwil. As verlosstes in Christus, loop ons harte oor van dankbaarheid. Ons dankie vir elke goeie gawe waarmee U ons seën. Ja, ons dankie vir U Gees se werksaamheid en teenwoordigheid in ons harte en in ons lewens. Ons dankie vir die voorreg om deel van U huisgesin, U kerk te mag wees, om deel van 'n kerkverband te wees wat erns maak met U en U woord. Al doen ons dit worstelend, al doen ons dit strydend, maar soek ons altyd U eer en wil ons U verheerlik. Wil U ook nou deur U Gees ons harte lei en rig in die lig van U woord. Oorspoel ons harte met die waarheid van die evangelie en lei ons elkeen op 'n ewige weg saam met U. Net om Christus ontwil alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Kolossense 4 vers 2 tot 6. Kolossense 4 vers 2 tot 6. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons se deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangene sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tot sover skriflesing. Ons gaan fokus op die woorde volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons. Julle, om asem te haal is die natuurlikste ding vir elke mens om te doen. Ons dink nie eens daaraan, ons moet nou gou besluit om nog asem teeg te vat of nie. Wat ons wel gou agterkom, is wanneer ons nie asemhaal nie. Kyk bietjie hoe lank jy jou asem kan ophou, en hoe gou jy weer begin asemhaal. En die enigste rede hiervoor is, omdat asemhaal is vir ons 'n saak van lewe of dood. Wat asemhaling vir my liggaam beteken gebed vir my geestelike lewe. Iemand het tereg opgemerk dat gebed is die asemhaling van die siel. En net soos ek moet aanhou asemhaal om te kan bly leef, is my geloofslewe, my wandel saam met Christus
my kind wees van God so afhanklik van gebed. In die lig van hierdie lewensbelangrikheid van gebed, moet ons ook die woorde van Paulus in ons teksvers verstaan, ja, dat as hy sê ons ewige lewe, hang letterlik daarvan af. Daarom volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons. Met hierdie woorde leer die apostel vir ons veral twee dinge. Ons moet bid sonder ophou. En in die tweede plek, ons moet doelgerig bid. Tog, hierdie ding pla my grensloos. Ek weet nie hoekom hy so raas nie. Ek moet net op my lyf sit en kyk of ek iewers kan stil raak. Nou die brief van die gelowiges in Kolosse is een van 4 briewe wat die apostel geskryf het terwyl hy in die tronk in Rome was. Die dominee in Kolosse, Epafras, het vir Paulus laat weet dat die duiwel op verskillende maniere probeer het om die gelowiges van die koningskap van Christus weg te lei. Nadat Paulus opnuut aan hierdie gelowiges gewys het dat Jesus Christus die seun van God is en dat hy die hoof van die kerk is. En nadat hy ook daarop gewys het dat die gelowige tree vir tree die pad saam met Christus stap, dat ons daagliks met Christus bekleed word, beveel hy ons volhard in die gebed. Bid sonder ophou. Nou, om te volhard beteken baie meer as om net nie op te hou nie. Dit wys eerder daarop dat ek aanhou bid, dat ek met my hele hart aanhou bid, al is daar so baie dinge wat my keer en verhinder. Al het almal om my dalk al moed opgegee om te bid. Al probeer my omstandighede vir my sê, maar God luister in elk geval nie vir jou as jy bid nie. Al vra mense en jou gesonde verstand vir jou, wat kan God nou nog regtig vir jou doen? Hou jy aan om biddend met jou hele hart na God toe te gaan. En die beste voorbeeld in die Bybel hiervan, van gebed, om in gebed te volhard, is ons Here Jesus Christus self. Gaan lees die evangelies deur. Gaan lees hoe sy hele bediening gelei, gerig, gedraai was deur sy biddende verhouding met die Vader. Sy hele lewe, of hy gepreek het en of hy wonderwerke gedoen het, alles was gedra deur gebed. Gaan lees weer sy gebede die aand voor sy kruisiging. Net deur in die gebed te volhard, was dit vir hom moontlik om aan die kruis in ons plek te sterf. En hoe kan ons weet en dink, maar as Jesus, die seun van God, sy hele lewe op aarde gerig en gedra was deur gebed, hoeveel te meer en belangriker is gebed nie ook vir ons nie. Ons wat sondig is en nietige mense is. Ja, gebed is nie 'n geestelike luukse wat ons kan geniet wanneer ek so voel, of net wanneer my lewe bedreig is, of wanneer ek nou regtig bang en benoud is nie. Ook is gebed nie maar net 'n goeie nagswentjie vir God in die aande as ek in my bed klim en so in die helfte van my gebed in elk geval aan die slaap raak nie. Elke hoek en kantjie van my menswees moet gedurig voor God in gebed bring, want gebed is 'n verhouding. 'n 24 uur, 7 dae week verhouding met my hemelse Vader. Daarom is gebed 'n manier van lewe. Ek kan in die klaskamer sit. Ek kan agter my kar se stuurwiel sit. Ek kan besig wees om in die tuin te loop, terwyl my hart en gedagtes by God is. En soos wat ek asemhaal, gaan daar 'n versigtiging van dankbaarheid deur my hart. Of dalk 'n wens van hoop gerig op Christus, of 'n blyd gedagte vir uitkoms uit my omstandighede wat nou uit my hart na God toe gaan. Ja, om so
met God besig te wees, moet vir ons so normaal wees soos asemhaal. En ons moet nie net aanhou bid nie, ons gebede moet ook doelgerig wees. Ons hoef nooit te bid asof God niks weet nie. Hy weet reeds alles. Maar ons gebede mag ook nie maar net elke keer 'n skoot in die donker wees nie. Ja, ons moet miskien eerlik wees met mekaar. Baie keer is ons gebede so algemeen, dat ons nooit sal weet of God ons gebed enigstens verhoor of nie. Byvoorbeeld, ons is gou om te bid, vergewe ons sondes om Christus ontwil, amen. Van watter sondes praat jy? Noem hulle 'n bietjie by die naam voor God. Die sondes waar die Heilige Gees het op jou hart gelê het, maar hierdie is 'n stuk sonde waarvan jy ontslae moet raak. Begin dit noem in jou gebed voor God. Begin vir hom vra om jou los te maak daarvan. En begin kyk oor 'n tyd, dalk vinniger as ander kere, hoe God jou begin verlos en vrymaak, ook van die sonde wat jou vir so lank in sy greep gehou het. Moenie so algemeen bid, dat jy nooit geniet en beleef hoe God jou gebede verhoor nie. As die apostel ons leer om doelgerig te bid, leer hy ons in die eerste plek om ons eie harte op te pas, en dan in die tweede plek, om ook vir ander se harte te bid. As Paulus skryf, en waak daarin met danksegging. Jy sien, dan leer hy vir ons, in die heel eerste plek gaan gebed daaroor, dat ek my eie hart moet oppas. Ja, ons gebede moet ons geestelik wakker maak en wakker hou. Dit herinner ons aan daai bekende gelykenis van ons Here Jesus Christus in Lukas 12, waar hy ons mos geleer het oor waaksaamheid. In hierdie gelykenis leer Christus ons dat die gelowige altyd gereed moet wees vir die koms van die koning, vir die koms van die Here, ons Here. Ons moet hom enige oomblik verwag. Ons gebede geskied in die groot waarheid, Jesus, ons Here, kan nou kom. Jy sien, waaksaamheid fokus my hart en my gebede op Christus, wat enige oomblik nou kan terugkom. Alles in my lewe gebeur in die lig van hierdie waarheid. Enige oomblik nou kan ek my Here verwag. Ek dink as meer mense in hierdie afwagting lewe, gaan hulle gebede en hulle dade totaal anders te lyk. Miskien het ons vergeet. Miskien is dit 'n droom nog te ver in ons harte en ons lewens. En is dit 'n werklikheid wat ons dalk nog nie heeltemal van oortuig is nie, dat ons gebede partykeer klink soos wat dit klink en ons lewens lyk soos wat dit lyk. As mense my teleurstel, kan ek vrede vind in die wete, my Here is op pad, maar hy stel nooit teleur nie. As siekte my lewe bedreig, kan ek hoopvol wag op my Here, want as hy kom, gaan daar geen siekte meer wees nie. As droefheid my hart skeer, kan ek bidend my Here inwag en weet, dat hy self gaan die trane van my oë afvee. As ek moeilike besluite moet maak, gaan ek nie saam in die stroom van 'n wêreldse siening nie, maar hou ek vas aan dit wat God se woord leer, want die koning gaan enige oomblik nou opdaag. Dit maak alles anders. En weet ons kan enigiets opnoem, van vrees, angs, benoudheid en seer, maar alles verander as ek as gelowige, bidend, alles waarmee ek besig is, alles wat my bang en benoud maak, as ek dit kom bring en stel in die lig van die waarheid, my Here is op pad, en ek is wakker en waaksaam daarvoor. Soveel so, dat ek in die geloof kan groei en daarin staanlik kan bly, en sodat ek altyd kan gereed wees vir die koms van my koning. Daarom pleit ek bidend, Vader, bewaar my daarteen dat wêreldse dinge, soos geld, om populêr te wees,
en plesier, al hierdie dinge, die lekker van die lewe, dat dit my aandag van Christus sal aftrek. Bewaar my daarvan dat ek so besig sal wees met my eie dinge, my eie koninkrykie, dat ek nooit werklik deel van u koninkryk kan wees nie. Bewaar my teen verkeerde invloede van die duiwel, wat hy deur die televisie, deur die boeke wat ek lees, deur verkeerde vriende, soos brandende pyle op my afvuur. Bewaar my teen 'n valse skyn, dat ek kan dink, dat omdat ek dinge vir mense kan wegsteek, net omdat ek my naaste so maklik kan flous, dat ek u ook kan flous. Hierdie biddende waaksaamheid moet natuurlik altyd in dankbaarheid gedoen word. In Filippense 4 vers 6 leer die apostel Paulus ons ook, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Christene is mos dankbaarheidsmense. 'n gebed in dankbaarheid. Kyk nie die moeilike omstandighede in my lewe mis nie, maar die groot waarheid dat God my in Christus sy kind gemaak het deur die kragtige werking van die Heilige Gees in my hart en my lewe, maak 'n diepe dankbaarheid in my hart wakker, wat groter is as al die ander dinge, groter as my omstandighede. Want wat is dit wat die vreugde en die dankbaarheid vir ons verlossing in Christus in ons harte kan blus? Ek kan arm wees, met niks in my lyf nie. As ek 'n verloste kind van God is, het ek te veel redes om te jubel en juig. Ek kan 'n koning in 'n kasteel wees sonder Christus, het geen rede om dankbaar of bly te wees nie. Want sien, God het eers sy doel in elkeen van ons bereik in Christus, wanneer hierdie dankbaarheid, die moeilikste omstandighede, die diepste seer, myself daartoe kan bring, dat ek net vir God kan sê, Vader, dankie, dat ek in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my verlosser en saligmaker behoort. As Paulus skryf, en bid tergelykertyd ook vir ons, leer hy vir ons, ook dat ons vir ander moet bid. En dan gee hy 2 redes in hierdie gedeelte waarna ons geluister het, hoekom die eerste lesers vir die gelowiges moes bid. Hy skryf, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenisse van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevangene sit. En die tweede rede, bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Eerstens, word die gebede van Kolosse gerig op 'n oop deur. En dan nie op die oop deur van die gevangenis waarbinne Paulus sit nie, maar op die oop deur vir die prediking van die evangelie. Vir Paulus is dit belangriker om 'n getroue prediker te wees as om 'n vryman buite die tronk te wees. Hy praat net vir Jesus na wat ons geleer het, dat ons gebede in die eerste plek altyd moet fokus op die heiliging van God se naam, op die uitbreiding van sy koninkryk en die gebeur van sy wil hier op aarde. Dat die gelowige se gebed moet altyd eers fokus op God se saak, op dit wat hy in Christus deur sy Gees in hierdie wêreld, in die harte en in die lewens kan regkry. Paulus, net soos al die ander apostels, het geleef vir die geringste geleentheid om Jesus Christus aan mense te verkondig. Baie keer was daar die mense, die wag wat hom opgepas het in die tronk. Was dit gedoen in moeilike omstandighede, maar hulle het alles gesien as 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. Gaan lees maar die getuienis van Petrus voor die Joodse raad in Handelinge 4, en die toespraak, en die gebed van Stefanus, terwyl die klippe op hom begin reën. Sonder om op te hou moet ek bid,
Vader, gee my vandag net die kleinste kansie om iemand van Jesus te vertel. Rig my lewe so in deur die Gees, dat my lewe, die manier hoe ek praat en die dinge wat ek doen, ook die deur kan oopmaak vir ander om die koninkryk binne te kom. Laat ek nie die rede wees hoekom mense wegstap van Jesus nie. Gee my die krag, gee ons gemeente die geloofskrag om nie te huiwer as ons sien dat U vir ons 'n deur oopmaak, verander nie. Lei ons daarin om aan U en U woord gehoorsaam te wees. Ek sien nog 'n rede waarom die gemeente in Kolosse vir Paulus sonder ophou moet bid, sodat hy die evangelie duidelik sal verkondig soos dit my opgeleer is. Ja, die geskiedenis leer ons dat dit so maklik is om 'n verkeerde evangelie uit te dra. Vandag is daar soveel kerke, ook Afrikaanse kerke, waar Christus nie eers meer as die opgestaande Here verkondig word nie. 'n nice Jesus wat 'n klomp nice mense leer hoe om nice te wees en kind te wees met alles, ja, dit ken hulle en dit verkondig hulle. Maar dis nie die Jesus van die Bybel nie. Paulus streef daarna om in sy verkondiging reg te laat geskied aan die kernwaarheid van die evangelie, naamlik dat God sy kinders vryspreek van alle sondeskuld. Enkel en alleen omdat hulle glo in Jesus Christus, die gekruisigde. Ja, sonder ophou moet ek bid, Vader, lei die dominee deur U Gees waar hy besig is om voor te berei vir Sondag se erediens. Gee hom elke dag dieper en dieper insig in die waarheid van die woord. Laat die Heilige Gees om die vrymoedigheid gee, sodat hy nie sal huiwer om die waarheid te verkondig nie. Gee hom die gawes om die woord in eenvoud so te verkondig, dat ons kan hoor en verstaan wat U vir ons wil sê. Al moet dit soms soos 'n swaard tot diep in ons binneste sny. Lei elke ouderling wat moet waak oor die waarheid van die evangelie. Ja, gee gawes aan elke diaken om U kinders in liefde te versorg en te koester. Wees by elke lidmaat, elke broer en suster van my in Christus, sodat ons die evangelie getrou en op ons pos na buite toe kan uitdra. Het julle opgeval, as Paulus ons leer om vir ander te bid, dat hy nie vir ons sê dat ons moet bid vir mekaar se materiële dinge of gesondheid of enigiets anders nie, maar eerder dat die een vir wie ek bid 'n instrument in God se koninkryk kan wees. By elke plek waartoe God jou roep, waar hy jou wil gebruik. Jy sien, Paulus praat maar net vir ons Here Jesus Christus na, wat ons self geleer het. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. My broer, my suster, hier van Michael tot hier, as ek besig is met God se saak in hierdie wêreld, sal hy gee wat nodig is. Van geld tot goeie gesondheid. Dit is wat Paulus ons hier leer. En natuurlik mag ek bid vir 'n sieke, 'n swakke, iemand wat ly en worstel, of dalk vir iemand wat weggedwaal het. Maar die fokus moet altyd bly dat God sy doel, dat die lig van die evangelie, dat die koninkryk van God kan kom in daai persoon se hart, en dat hy 'n instrument kan word in hierdie wêreld, wat die deur oopmaak vir ander. Dan is God aan die werk waar ons bid. Ja, sy Gees roep ons, Here, ons op, volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging, en bid tergelykertyd ook vir ons. Met hierdie woorde roep God ons op, om nooit op te hou bid nie. Al vertel alles en almal om ons, dat ons kan maar ophou, moet ons volhard in gebed, en dit moet doelgerig wees. Doelgerig moet ons bid, dat God ons in Christus sal bewaar, sodat ons altyd in dankbaarheid
Ons geloof en ons hoop op Christus alleen sal rig. Maar ons kan ook vir mekaar bid, dat God sy doel met elkeen van ons sal bereik, dat ons getroue verkondigers sal wees, medewerkers in sy koninkryk, waar God die eer kry en hy verheerlik word. Dan sal hy gee en sorg vir elkeen van ons. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom in elkeen van ons harte. Laat U wil geskied in Christenland en in heidendom, maar ook soos dit in die hemel gebeur, en so ook hier op aarde. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoor ons as ons pleit, Vader, vir elke snytjie brood en vir alles wat daar agter sit. Die bakker, die boer, vir reën op die land, die dokter, die onderwyser, vir elkeen wat bydra tot my snytjie brood versorg. Hou hulle vas in die holte van die hand. Bewaar ons teen versoekinge. Bewaar ons daarteen dat ons sal wegkyk en dink dat daar 'n beter weg is as Christus. Dat daar meer wysheid is weg van U woord as in U woord. Ja, bewaar ons teen die bose elke dag, soveel so dat ons met groot afwagting, met 'n harte wat gefokus is, kan uitsien, kan verlang, kan inwag, ons Here en ons Koning, wat terugkom. Hy het so beloof. Want Vader, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.